Die nuwe verbond. Ons lees 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 6. Die arme Paulus het 'n verbete stryd gevoer, nie teen heidene nie, maar teen sy eie volksgenote. In die eerste plek was daar natuurlik die Jode wat steeds aan die Joodse geloof vasgehou het. Hierdie mense het Paulus, wat eens op 'n tyd self 'n vurige fariseer was, beskou as 'n verraaier. By verskeie geleenthede wou hulle hom doodmaak, omdat hy die wet van Moses minag. En dan was daar ook 'n tweede groep, die Jode wat die Christelike geloof wel aangeneem het, maar nog steeds bly vasklou het aan die ou Joodse tradisies en die wet. Hulle het steeds vereis dat die besnydenis 'n voorvereiste is vir 'n geloofslewe en dat die reinheidswette stiptelik nagekom moes word. Hulle wou selfs die heidene wat tot geloof gekom het in Jesus probeer dwing om hierdie vereistes na te kom. In Handelinge sien ons die vurige debatte wat gevoer is juis oor hierdie vraagstuk. En dit wat ons in Handelinge lees, is maar net die puntjies van die sekoe se ore. Daar was dae om gebaklei om hierdie netelige vraagstuk. Uiteindelik het die synode 'n groot vergadering in Jerusalem gehou en 'n besluit geneem hieroor. Hulle het ooreengekom dat die heidene wat tot geloof kom in Jesus nie onder die las van die wet van Moses geplaas moes word nie. Hulle is immers nie Jode nie. Maar nie almal was hiermee gelukkig nie, en steeds was daar baie jare daarna nog steeds bittereinders wat die wette in almal se kele wou probeer afdring. Dit het die arme heidene verwar en hulle het nie geweet wat reg was nie. Paulus probeer nou verduidelik. Omdat hy self 'n fariseer was, ken hy hierdie dinge baie goed en hy weet presies hoe hulle koppe werk. As fariseer is dit hom ingedrul dat jy die wet tot op die naaste titel en jota moes nakom. En as jy dan boonop 'n afstammeling van Abraham is en besny is, dan sal jy die saligheid kry. Eintlik het die fariseërs die hele ding nog 'n stappie verder geneem. Hulle het 'n hele rits wette gemaak wat sou keer dat jy nie miskien per ongeluk 'n sekere wet sou oortree nie. Hulle het bepaalde gebedstye gehad, gebedsrieme. Die wet is 'n houertjie teen hulle voorkop vasgebind. Ja, selfs dinge wat figuurlik bedoel was, het hulle letterlik uitgevoer. Die letter maak dood, die gees maak lewend, skryf Paulus, en hy weet presies waarvan hy praat. Dit gaan nie oor die uiterlike handelinge nie, maar oor dit wat in jou hart geskryf is. Paulus praat van die wet wat destyds op kliptafels uitgekap is deur die hand van God. Harde, rigiede wette wat nagekom moes word. Daai tyd was dit baie nodig, want dit moes die Israeliete wat vir honderde jare in heidendom gelewe het, 'n riglyn gee om na te volg. In die nuwe bedeling moet hierdie wette nie op klip nie, maar op gelowiges se harte geskryf wees. Nou gaan ek 'n ding sê waaroor baie gelowiges my dalk gaan stenig. In die geloof gaan dit nie meer oor die nakom van die 10 gebooie nie. Is jy geskok? Die 10 gebooie is negatief. Jy mag nie dit nie en jy mag nie dat nie. As jy hierdie gebooie nie stiptelik nakom nie, sê sommige mense, is jou paadjie reguit hel toe. Nee, dit is nie waar nie.
Wat het Jesus gesê? Hy het gesê dat daar 2 belangrike riglyne in jou lewe moet wees. Wees lief vir God en wees lief vir jou medemens. Hierdie is 'n positiewe wet. Nou wat beteken dit? As jy waarlik liefde vir God in jou hart het, sal jy beslis nie sy heilige naam misbruik, soos wat dit deesdae so hoogmoedig geword het nie. Kyk maar enige fliek en tel 'n bietjie hoeveel keer die Here se naam misbruik word vir elke liewe dingetjie. As jy die Here waarlik liefhet, sal jy hom eer bo alles en almal. En dan sal ander gode nie meer 'n plek in jou lewe hê nie. Ander gode? Is daar dan ooit ander gode, oftewel afgode? Ja, beslis. Jy kan byvoorbeeld 'n afgod maak van sport, geld, kos, enige ding in die lewe. As jy die Here waarlik liefhet, sal jy hom vir alles in jou lewe vertrou. Dan sal jy 'n lewende verhouding met hom hê. Nou, wat van jou medemens? As jy jou medemens liefhet, sal die gebooie wat aan Moses gegee was, outomaties deel van jou lewe wees. Dan sal liefdelose handelinge soos diefstal, egbreek en doodslaan beslis nie in jou woordeboek voorkom nie. Maar hierdie gebooie het eintlik almal 'n baie dieper betekenis. Doodslaan beteken byvoorbeeld om jou medemens op enige manier seer te maak, en nie net deur jou dade nie, maar ook deur jou woorde. Om te skinder of kwaad te praat van iemand, is jy eintlik besig om hom geestelik dood te maak. En dan daai aaklige ene, begeertes. O ja, daar is ook goeie begeertes, soos om nader aan Jesus te lewe, maar die slegte begeertes, dis hulle wat lei tot allerhande liderlike sondes wat mense bitter seer kan maak. As daar waarlik liefde in jou hart is, sal daar nie plek wees vir sulke soort begeertes nie. As liefde in jou hart gewortel is, sal jy ook outomaties jou ouers, sowel as alle ander ouer mense respekteer en aan hulle die eer gee wat hulle toekom. So, as ek sou sê dat dit nie gaan oor die nakom van gebooie nie, dan wil ek eintlik hiermee sê dat met liefde jy outomaties die gebooie gaan nakom. Dit gaan in jou hart geskryf wees en jy gaan dit uitleef. Amen. Kom ons bid. Here, gee my asseblief baie meer liefde in my hart en leer my om dit waarlik uit te leef. Amen.